Goeiedag almal. Psalm 86 is 'n intense gebed van Dawid toe hy moes vlug omdat koning Saul hom wou doodmaak. Dawid vra die Here om na hom te luister en om hom te help in hierdie toestand van nood. Dit was voorwaar 'n baie moeilike tyd in sy lewe, want hy kon niemand vertrou nie. Hy was eensaam en dalk was hy ook baie verward. Maar hy bely sy afhanklikheid van die Here en in hierdie toestand roep hy uit in Psalm 86 vers 1. Here, neig u oor, verhoor my, want ek is elendig en behoeftig. Kom ons gaan kyk wat Dawid eintlik hier sê in vers 1. Sy uitroep aan die Here, Here, neig u oor en verhoor my, is die Hebreëse uitdrukking Javeh Nata Ozen Ana. Dus wat Dawid eintlik hier sê is, Here, ek is so laag in die dal van elende, buig asseblief neer na my en gee ag op my hulpgeroep, luister na my, sien my raak. Ag, ek wil u aanmoedig, moet nooit toelaat dat omstandighede, hoe erg dit ook al mag wees, jou laat wegkyk van die Here nie. Wakker hierdie gees van Dawid op in jou hart en weet, wat ook al, die Here is altyd daar vir jou. Hoor wat sê Dawid verder in hierdie vers. Here, ek is so laag in die dal van elende, buig asseblief neer na my en gee ag op my hulpgeroep. Luister na my, sien my raak, want ek is elendig en behoeftig. Nou die Hebreëse woord vir elendig is anië, wat beteken ek voel uiters depressief. Dit voel asof ek wegsink in 'n gat. En die Hebreëse woord vir behoeftig, elendig en behoeftig is ebjon, wat beteken ek het alles verloor. Ek voel totaal en al leeg. Nou hierdie vers, Here, neig u oor, verhoor my, want ek is elendig en behoeftig, kan dus soos volg lees, en dit maak Dawid sy ervaring en sy emosies baie duidelik vir ons. Hy roep uit en hy sê, Here, ek is so laag in die dal van elende, buig asseblief neer na my en gee ag op my hulpgeroep, luister na my, sien my raak. Ek voel uiters depressief en eensaam. Dit voel asof ek wegsink in 'n gat. Ek het alles verloor. Ek voel totaal en al leeg. Nou hierdie eerste vers van hierdie gebed van Dawid moet ons leer dat dit maak nie saak wat jou tref. Dit maak nie saak of alles en almal teen jou is en jou dalk heeltemal afgeskryf het nie. Praat met die Here oor hoe jy voel. So Dawid gesê het, ek voel uiters depressief en eensaam, Here. Dit voel asof ek wegsink in 'n gat. Ek het alles verloor. Ek voel totaal en al leeg. Maar dan lees ons in die volgende vers hoe Dawid met geloof en verwagting profeties uitroep. Psalm 86 vers 2. Hy roep uit en hy sê, bewaar my siel. Ek is u gunsgenoot, verlos my, my God, want op u vertrou ek. Nou die Hebreëse betekenis van hierdie woord bewaar bring hierdie hele vers vir ons baie duidelik na vore. Die woord bewaar is shamar in Hebreëus en dan hierdie vers kan soos volg lees. Here, bou 'n skansmuur van beskutting om my, verlos my, ruk my uit hierdie gat van omstandighede, want ek weet, u wil dit doen en u kan dit doen. Jy weet die Here se belofte aan jou vandag vind ons hier in Jeremia 33 vers 3, wat die Here vir jou sê, roep my aan en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. En jy weet, dit is in hierdie toestand van jou eensaamheid, hierdie moedeloosheid, wat die Here met jou praat uit hierdie vers. Ons lees verder in Lukas 18 vers 1, en Jesus het aan hulle 'n gelykenis vertel met die oog daarop, dat ons gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. Nou hierdie gebed van Dawid is dalk ook jou ervaring vandag, maar moenie moed verloor nie. Die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes, maar Jesus het vir jou gekom, sodat jy lewe en oorvloed kan hê.
Ons gaan môre verder gesels oor hierdie gebed van Dawid in Psalm 86, maar intussen, oor wat sê die Here vir jou? Jesaja 41 vers 10. My kind, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou en ek help jou en ek ondersteun jou met my reddende regterhand, Here. Dankie. Maak nie saak wat om ons aangaan nie. U is ons God. Amen.